Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om 'n bietjie met God se woord met julle te deel. En ja, verlede Sondag het ons vir 'n jaar goodbye gesê vir Megs en dis seker hoekom ons dis hoekom ek nie 'n boodskap gestuur het volgende week nie, maar onthou ons is nog steeds daar nou. Julle is meer as welkom om uit te reik, om bid ons saam met julle en ons tree in saam met julle en ons soek die Here se wil vir jou lewe saam met julle so. Maar hier is ons nou, hier so aan die einde van Mei maand, nee, kan jy dit glo? Nee, hierdie week is ons opgewonde en ons is, want ons het nou die kruisiging gevier en die opstanding gevier en nou is dit hierdie 40 dae wat Jesus saam met sy disippels stap en nou donderdag is hemelvaart en ek gaan julle aanmoedig, maak nie saak waar jy jouself vind en waar jy is nie, gaan kry 'n kerk wat hemelvaartdienste gaan hou, sodat jy deel kan wees van daai gemeenskap, sodat jy kan deel wees van die hemelvaart van ons Christus. Want dit is so belangrik dat ons deel is van die lewe van Christus, want sy lewe is in elkeen van ons. En vanoggend wil ek dalk daarby hierdie storie aansluit. En onthou, ek sê elke keer, leef jouself in daai storie in. Maak asof jy die een is wat daar staan en saam met Jesus stap. En in hierdie geval kry ons die storie hierso in Johannes 20. Johannes 20 heel aan die einde. Dis amper asof Johannes wil klaarmaak met hierdie verhaal, met sy boek. En hy eindig hierdie storie so mooi en hy sê daar in vers 30, Johannes 20 vers 30, en hy sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Sien wie in sy woord wat deurkom, daar is lewe. Johannes 10:10 praat van daai lewe en oorvloed. Hierso kom Christus, hier kom Johannes weer en hy sê vir jou, omdat julle al die dinge gesien het, al die tekens van gelees het, en daar's nog baie wat nie hier opgeskryf is nie. En is amper asof Johannes daar wil eindig. En dan kom hy weer in Johannes 21, Johannes hoofstuk 21, en het is asof hy kan nie klaarmaak nie. Hy is so opgewonde oor dit wat die Here gedoen het, dat dis amper asof hy sê, but wait, there's more. Ek wil klaarmaak, maar ek kan nie, ek wil klaarmaak, maar daar's nog iets wat ek wil met julle deel. En hier kom dit is so amazing wat hy hierso met ons wil deel. As hy hierdie hoofstuk 21 wil oopmaak, en hy sê, na hierdie dinge, hy wil net klaarmaak, maar hy sê, wag, ek is amper klaar, ek is te opgewonde, hierdie deel wil ek met julle deel, hierdie stukkie, en hy sê, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn, by die see van Tiberias, en hy het so verskyn, en hy sê, onthou dit ook, daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didymus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels, en het is daar, onthou, Petrus, wat was Petrus? Hy was die verraaier, hy is die een wat daar langs die vuur gestaan het, die naand wanneer Jesus gemartel is, en geslaan is, en mense het vir hom gesê, is jy een van sy volgelinge? Thomas, die ou wat nie gesê het, ek sal nie glo, totdat ek self gesien het nie, totdat ek self my hand in sy sy gedruk het, totdat ek self daai merke op sy hand gesien het nie. Thomas, Nathanael was een van die rykste mense op aarde in daai tyd. Maar waar vind ons hulle? Hulle het nou net hierdie wonderwerk gesien en beleef. En wat doen hulle? Hulle gaan aan, ons hoor hierso, nee. Dis sy disippels wat saam met Jesus gestap het, die wonderwerk beleef. Nie net gesien nie, hulle het dit beleef. Jesus het weer aan hulle verskyn. Daar was nog weer baie wonderwerke wat gebeur het. En Johannes sê vir ons, wat nie eens in hierdie boek opgeskryf is nie. En dan sê Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Ek gaan aan met my normale dag. Hierdie, vir my sê dit, daar was net te veel wat in sy kop aangegaan het, in sy gees en siel aangegaan het, dat hy dit nie alles kon inasem nie. En dan wat gebeur? Hy val terug na sy gewone routine in.
En dis wat ons doen partykeer, as ons, if we are overwhelmed by a situation, wat gaan ons? Ons gaan in hiding mode, ons gaan in ons onttrek onsself van mense, en ons gaan terug na ons normale routine, want daar's veiligheid in ons routines. Daar's veiligheid in ons routines. Dit is daar waar ons kan dink oor die dinge wat gebeur het. Dit is daar waar ons tyd kan spandeer alleen. En ons kan worstel oor die dinge wat nou net met ons gebeur het. Dit is daar waar veiligheid is in routine. En dit is daar waar hy homself vind. En hy sê, ek gaan vis vang. En hy sê, hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Want is nie nou die tyd om alleen te wees nie, en ons wil nie alleen wees nie. Ons wil hierdie tyd saam met mekaar spandeer, sodat ons daaroor kan praat, en redeneer, en sê, wat het ons nou net gesien? Wat het ons nou net beleef? En hulle gaan uit, en hulle het uitgegaan, en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. 'n hele aand, of hulle het hard gewerk, en hulle het niks gevang nie, of hulle het net daar gesit en die nette ingegooi en gesê, wel, kom ons praat oor die dinge wat ons nou net beleef het. Want hulle was nie regtig lus nie, hulle was meer lus om net saam tyd te spandeer, en te redeneer, en te dink, en saam te gesels oor die dinge wat hulle gesien het. Was dit regtig wat hulle gesien het? En dan sê hulle daardie nag, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Sien, Jesus ken jou. Hy weet waar jy is. Jy kan probeer wegkom van Jesus af. Jy kan probeer wegkom van sy almag, sy teenwoordigheid, sy godheid, sy guns, sy genade. Jy kan probeer wegkom, maar Jesus is daar. Waar ook al jy gaan, as jy net jou oë oopmaak, as jy net opkyk en sien, en kyk en soek, gaan jy sien dat Jesus daar is. In jou moeilike tye, in die tye wat jy nou jouself vind dalk, in 'n moeilike tyd van jou lewe. As jy net opkyk, gaan jy sien dat Jesus staan daar. En is nie net dat hy daar staan nie, hy staan met 'n verwagting. Hy staan en hy sê, as jy nie meer kan nie, as jy nie meer deur daai situasie wil gaan nie, die son gaan opkom, moenie worry daaroor nie, die son sal opkom. En as jy jou oë oopmaak, gaan jy sien, Jesus staan daar en hy wag vir jou. Hy wag net vir jou. En hoor wat sê dit hierso, en toe dit al dag en hulle het nie geweet nie, en vers 5, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? My kinders, waar gaan hulle iets kry om te eet? Hulle sit op 'n boot, in die middel van die see. Hulle het die hele dag daar deurgebring. Hulle het niks gevang nie. En hy sê, hulle antwoord nee. En hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Onthou in Lukas, hierdie selfe verhaal, hulle was moeg, en dan probeer hulle met Jesus stry om te sê, come on, ons het die hele aand hard gewerk, en ons kan nie, en ons en Jesus het vir hulle gesê, hulle het saam met inteendeel, daar het Jesus saam met hulle in die boot geklim, en sê, kom ons vaar uit na die diep water toe, en dan gaan jy iets vang. En hulle sê, daar het hulle so baie vis gevang, die nette het begin skeer. Jesus saam met hulle. Hierso staan Jesus aan die kant en hy sê, ek het julle geleer, ek het julle gewys, ek was by julle, ek het hierdie pad saam met julle gestap. Dis nou jou beurt om te glo en te doen. Dis nou jou beurt om te glo en op te staan en te gaan doen. En dis presies wat hulle doen en julle sal kry. Hulle het toe gegooi. Hulle het nie met hom geredeneer nie. Hulle het nie met hom gestry nie. Hulle het nie gesê ons is moeg en ons wil net huis toe gaan en gaan slaap nie. Hulle het dadelik gedoen en hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Hulle het so baie visse gevang, hulle kon dit nie eens trek nie, nee. Dis wat die woord daar sê. So daar was dit dieselfde in Lukas, maar daar was voor hulle tot bekering gekom het, voor hulle, daar waar Jesus hulle geroep as disippels, het hulle vir hulle gesê, julle gaan so baie vis vang,
Julle gaan so baie vis vang, julle net te gaan skeer. Hoekom? Want hulle was nog nie reg vir dit nie. Hulle was nog nie voorbereid vir dit wat kom nie. Hierso het hulle geweet, hulle het die pad saam met Jesus gestap, hulle het gesien die wonderwerke wat hy gedoen het, en hulle was reg daarvoor. So hulle dadelik was hulle gehoorsaam en hulle nette aan die ander kant gesit. En dadelik het hulle menigte van visse gevang dat hulle dit nie eens kon intrek nie. Daarop sê die disippels, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. Dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see, en hy hardloop na Jesus toe, aan die kant daarso. En dit is die wonderwerk wat julle hierso sien. Daar, toe Petrus dit gesien het, het hy voor Jesus in Lukas gaan lees dit gerus in Lukas 5, het hy voor Jesus neergeval en hy sê, gaan weg van my, ek is nie waardig nie. Hierso sê hy, wow, dit is my God, ek wil naby aan hom wees, ek is heilig, ek is geregtig, ek is 'n kind, ek is 'n seun of 'n dogter van God, ek is waardig, en hy het dadelik in die see ingeklim en na hom gehardloop. Sien, as jy Jesus ken, is jy nie bang om na hom te gaan nie, na hom toe te gaan nie. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was ver van die hand af, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood, en Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Bring van die visse. Jesus sê vir hulle in vers 12, kom, eet. Kom, eet. En dis die boodskap, en dis waar ek het vir jou wil los vandag. Maak nie saak waardeur jy gegaan het nie. Maak nie saak waardeur jy nou gaan op hierdie oomblik nie. Kyk hoe wonderlik is dit, dat Jesus jou nooi. Hy het al klaar vuur vir jou voorberei, hy het al klaar kos vir jou gemaak, hy het al klaar brood vir jou gemaak. Verskoon my. Maar hy sê vir jou vandag, al was dit 'n lang nag waardeur jy nou net gegaan het, al was daar pyn en lyding in jou verhoudings in hierdie laaste tyd, Jesus sê vir jou, kyk op, die son het opgekom, dit is nou tyd, ek het al klaar vir jou 'n maaltyd voorberei, 'n maaltyd vir jou gees, jou siel, jou liggaam, ek het al klaar vir jou voorsien, en die visse wat jy het, dit is wat jy later kan gebruik, dit is wat jy later gaan nodig hê. Maar nou, in hierdie situasie, op hierdie oggend, op die vooraand waar ons wag in afwagting met die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees in Pinkster, dit het al reeds gebeur. Maar nou kom Jesus en hy sê, kom, eet saam met my. Kom, spandeer hierdie paar oomblikke en geniet 'n maaltyd saam met Christus, waar hy al klaar vir jou voorsien het. Jy moet net jou hande oopmaak, jou hart oopmaak, jou gees en siel oopmaak en te sê, Here, ek ontvang die seën van die Here vanoggend. Ek dank U dat U al reeds vir my voorsien het. Ek dank U dat U al reeds vir my kos, vir my gees en siel gegee het. Ek ontvang dit nou in Jesus naam. Is dit nie 'n wonderlike voorreg wat ons het vanoggend om te weet dat Jesus, die God van die heelal, die skepper van die heelal, vir jou en vir my vanoggend sê, kom, eet 'n maaltyd saam met my. Kom, sit hier so, ek het ontbyt vir jou voorberei. Kom, geniet dit saam met my. Rus 'n bietjie en kom geniet hierdie maaltyd wat hy vir jou voorberei het. Just absorb it. Just take it in. Neem dit alles net in vanoggend op hierdie oggend. Is my gebed vir jou vandag. Neem dit in. Hy het vir jou voorsien. Hy het in jou huwelik voorsien. Hy het in jou verhoudings voorsien. Hy het alreeds in jou besigheid voorsien. Jy is geseënd. Jy is 'n gesalfde. Jy is die geregtigheid van God in Jesus Christus. Neem dit vanoggend in en geniet dit en rus in die Here, want daar's werk om te doen en ons moet onsself regmaak sodat ons kan uitgaan en die werk doen wat die Here op jou hart gelê het. Mag jy 'n geseënde dag hê en weer eens, ek sê vir jou, gaan soek 'n kerk, dat jy donderdag in die dag en in die aand die hemelvaartdienste sal geniet en die heerlikheid daarvan net daarin sal gaan. Ek seën jou en ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.